Op ons mooi Weskus, 'n uurse ry vanaf Kaapstad, lê die Mamre Morawiese sendingstasie wat reeds in die 16de eeu begin is. Dit is in die historiese plekkie waar een van Cape West Coast Baaiesweet Trail se roetes, 'n 3-dag fietstoer met 'n heerlike ontbyt begin. Volgens Morgan en Jackie moet ons al ons kos eet want ons roete strek deur 3 Weskus dorpies. Ja, Dieter, jou bord is nou lekker leeg. Die son trek water. Vir die Wheels of Time fietstoer kry jy fiets, helmet, 'n gids, akkommodasie, etes, asook 'n ondersteuningsvoertuig wat jou bagasie vervoer. Die Morawiese kerkie, wat in 1818 voltooi is die 5de oudste gebou in gebruik in ons land. Hierdie is die Kleine Pos, 'n militêre pos wat Simon van der Stel in 1701 laat bou het. Destyds was hierdie gebou gebruik as 'n tronk in die vroeë 1700s. Omdat dit 3 dae met die perd gevaar het om nou stad toe te gaan om nou vir die gouverneur te gaan sê maar luister, ons het veeprobleme hierso, en toe het hy besluit maar hy bring die soldate uit, sit vir hulle op Kleine Pos en hy rig toe hulle hierdie gebouetjie op as 'n tronk vir die mense met wat die vee so steel. Lyk asof die kriminele daarom lekker geëet het, die bakhuisie. Ja, dit kom eers baie later gekom. Hulle gebruik dit nog steeds op groot geleenthede om te bak hier en daar kan jy sien is nog die buitebakkoen wat hulle gebruik. En toe ek 'n kind was op skool het ons destyds hier skool gegaan en die groot tannies nou vir ons kos gemaak hier sopval in die winter. Jy weet as hierdie gord onder en as ons hier skool het kom maar hardloop ons eers ons by die bakhuisie kom. Dan staan daar so 'n lang lyn. Jy weet daar word jou kosblik gevul. Dan gaan jy's maar vol geëet vir die hele dag. Lekker. Dag 1 trap jy vanaf Mamre 45 km tot by Darling en as dit blommetyd is, word jy met 'n kleurpalet geseën. Bitou, snotrosies, vroetang, pimpimpies, spekvygies, kinkelbossies, lewertjies en roemenaggies. Noem dit en dis hier. Dieter, ek wil die blommetjie hier oor kan wys. O ja, ken hulle goed, dis ons varkblomme. Nee, ek praat nie van die varkblommie, ek praat van die persblommetjie. Dis die kelkiewyn, dis endemies tot die Darling area en as hy oopgaan dan lyk hy presies soos 'n kelkiewyn. Dis hoekom hy 'n kelkiewyn genoem word. Dit lyk vir my maar so 'n bietjie toe, so daar's niks wyn vandag nie. Miskien ja. Dieter se gasheer se roetes wat kanoe en staproetes insluit, is almal in die 378 000 hektaar Weskus Biosfeerreservaat wat oor plase en dorpies strek. Dit is een van 6 UNESCO biosfere in Suid-Afrika. Die konsep behels dat plante en diere beskerming geniet binne groeiende mensgemeenskappe. Grote Pos net buite Darling se plaasgeskiedenis begin by Mamre wat eers 'n militêre pos, die Groene Kloof was. Toe dit sendingstasie word, was 'n nuwe pos nodig en Grote Pos is gekies. Welkom hier by ons. Julle lyk 'n bietjie moeg vandag na die trap. 'n Bietjie water eerder as wyn? Nee, die wyn sal perfek wees. Dis nogal moeilik om te glo dat iemand gesê het hierdie huis is nie groot genoeg vir hulle behoeftes nie. Wel, in die vroeë 1800s toe die huis gebou was en die Dominee Latrobe het baie gereis hier in die Kaap, het hy dit beskryf as 'n klein huis met net 29 vertrekke. Maar jy sal verstaan dat die gouverneur van die Kaap van die tyd, Lord Charles Somerset, alles moes net van die grootste en die beste gewees het vir hom. Juist die huis was ontwerp vir hom, die 29 vertrekke. Die kaggels is buitengewoon in so 'n Kaapse Hollandse huis, maar die kaggels was duidelik ingesit vir sy eie luksheid. Niks sê omgee om vir my die hart van die huis te wys. Dieter, hier's 'n paar harte in die huis, maar ek weet van wat se hart praat jy. Die huis is deur Somerset as jaglodge gebruik. In 1836 is die plaas verkoop en later herverkoop aan die Duckett gesin. Hul 6de kind, Hildegonda Duckett, is in 1840 hier gebore en het later 'n bekende skrywer geword. Dit is regtig die hart van ons huis die. Al is dit die kleinste vertrek in die huis, kan jy ons verskriklik lekker in die vertrek. En destyds in die ou dae was dit net so bedrywig hier. Maar wat hierdie vertrek regtig besonder maak, is die ou bakoond daar langs jou. In die ou dae het hulle tot 50 brode 'n dag gebak daarin. Hoekom sou hulle so baie brode op een slag bak? In die ou dae was elke plaas soos 'n klein gemeenskap. So daar was baie mense gewees wat hier gewoon het en dus moes hulle baie kos maak en brood bak vir al die mense op die plaas. Nog 'n kleurvolle karakter van die 1800s hier by Grote Pos was Hildegonda Duckett. En sy was wêreldwyd bekend vir haar kookboeke wat sy geskryf het. En baie van haar resepte het sy destyds hier uitgetoets, juis in daai oond agter jou. Grote Pos is in 1972 deur die Pense as suiwelplaas gekoop. Dit is in 99 in 'n wynplaas omskep. Die volgende stop is in Darling, waar 'n voorkamerfees jaarliks teatergangers na inwoners se voorhuise nooi. En dan is daar natuurlik Tannie Evita se perron. It's an Afrikaans perfume specially made for me. It's got a very French sounding name. It's called Jamour. We also have a fragrance for men called Jamour Homme.
And we're working on a fragrance for older women called Jomasamu. Op die toer slaap jy oor in Darling en die volgende oggend trap jy 40 km tot in die Weskus Nasionale Park. Hier loop jy bokke, volstruise, skilpaaie, die skaars Afrikaanse vleivalk en dalk ook 'n paar slangetjies raak. Morgen, jy stel nie te leer nie, van die een mooi dame na die volgende. Nee, dis nou die voordeel wat ek het van my werk, hè. Vleitaal gaan julle nêrens bring. Julle twee is nou al lekker opgewarm. Kom ons kyk wie's eerste by die bult op. Dit is Seebergheuwel wat jou neem na die park se hoogste punt. Die Weskus Nasionale Park omarm die Langebaan Lagoon aan sy suidelike kant en grens in die weste aan die see. Kom julle! Kom, ons kom! Die Langebaan Lagoon is 17 km lank en plek 4 km wyd. Wow! Sabine? Ons moet maar laat wen. Ja, jy het net die toets geslaag. Ag man. Deel van die span. High Baie mooi. five. Hi. Ja, high five Morgan. Ai, laat ek net my asem terugkry. Sjoe, Dieter, ons het nou hiernatoe gejaag vandag om vir jou te kom vertel van hierdie hut hier op Seeberg. Jare gelede is dit gebruik as 'n uitkykpunt vir mense wat hier gewoon het. In hierdie hut was daar iemand wat 'n kanon gehad het en hy het dit dan afgeskiet wanneer daar skepe van die Kaap af gekom het. En dan is al die omliggende plase se mense ingelig dat hier 'n skip is en dan het hulle vars produkte gebring om aan hierdie skepe te verkoop. So dit was aan vrugte, groente, meel, koring, selfs vleis het hulle hier verkoop. Hierdie huis het by ver die mooiste uitsig wat ek in 'n lang tyd gesien het. Baie mooi Dieter, baie mooi. Ek glo nie iemand kon moeg raak om wag te hou hier nie. Die tweede dag hou jy middagete piknik by Geelbek Manor hier in die park en ry dan suid op die ou witpad na Eiserfontein. Dit was in die 1700s die langste pad ter wêreld en het vanaf die Kaap tot in Saldanha Bay gestrek. Eiserfontein, waar jy oorslaap, is 85 km noord van Kaapstad en bekend vir sy byna 26 km lange strand, die langste ononderbroke sandstrand aan ons kuslyn. Hier is 1200 permanente inwoners en sy ekonomie is hoofsaaklik op toerisme en bietjie visvang geskoei. So julle, dit is al mooi so. Dis so lekker met 'n appel. Wees thanks. Ja, Dieter, terwyl ons nou hier so 'n bietjie bene strek, wil ek jou sommer vertel van hierdie huisie. Dit is nou die oudste huisie hier op Eiserfontein. En hy is hier in die vroeë 1700s was hy gebou en in gebruik geneem oorspronklik om sout te berg. En later het hulle nou, jy weet, hardersie gestoor en ook gesout en het hulle nou bokkom van gemaak. Maar dit lyk daarom vir my asof hulle 'n moderne braaiplek hier gebou het. Nee Dieter, dit is eintlik 'n kalkbrander. Hulle het hout en 'n mosselskulpe daarin gebrand en dan het hulle wanneer die as deurgeval het deur 'n sif, dan het hulle water en 'n sout en dierevet gemeng en in 'n blusbalk gesit en dit het hulle dan alles deurmekaar gemeng en dit is gebruik om huise af te wit. En selfs die kasteel in die Kaap is ook gebou met dele van hierdie tipe mengsel. Misha, ek dink jy jok nou vir ons. Ek jokkie, dis die waarheid. Alle grappies op 'n stokkie, ons het nog 'n reis om te voltooi. Dis 'n regte ou slawedrywer. Hy's erg. Omdat ons so 'n bietjie kroek, slaap ons nie oor nie, maar val dadelik in die pad. Indien jy die roete kom doen, sal jy die volgende oggend binneland toe ry deur ongerepte strandveld. Sowat 16 km later kom jy by die Kwatu Boskothuis en kamp en ook na 'n kort stewige heuwel by hulle San Kulturele Sentrum uit waar jou fietstoer eindig. Van hier af word jy per motor teruggeneem na jou eie kar wat in Mamre op jou wag. Kyk, die Weskus bly nou maar een van my gunsteling dele van ons land. Om te kan ontdek op jou fiets saam met sulke interessante gidse, maak dit vir my die perfekte avontuur. Ja, Dieter. Maar nie sonder jou geskenk nie. Baie Dis nou dankie. Weskus. Lekker Weskus. Niks lekkerder as 'n ou bokkompie om die Weskus lus te voed nie. Kom doen 'n toer en dra by tot die gelyktydige voortbestaan van mens, dier en plant.